Op 'n onlangse sorghumboere-inligtingsdag naby Settlers in Limpopo het produsente en kenners met ons gesels oor wat sorghum uniek maak as volhoubare rotasiegewas en ook van die uitdagings wat hulle ervaar met markte. Sorghum op die Springbokvlakte is 'n belangrike rotasiegewas. Dit is ons hoofgewas saam met sonneblom. So om materiaal in ons geen bewerking praktyk te kry, moet ons 'n goeie grasgewas plant wat sorghum is. Dis waarom sorghum ons wil plant, ons moet sorghum plant om suksesvol te kan boer in die Springbokvlakte in ons warme droë areas. En ons glo die genetika sal ons daar bring om saam met mielies te kompeteer. Ek dink vandag is 'n wonderlike geleentheid vir die produsente en die saadmaatskappye om bymekaar te kom en die medeboere wat graag wil sorghum plant. Ek dink die genetika speel 'n groot rol en vandag is al die saadmaatskappye hierso en ons moet kompeteer teenoor mielie en soeiboontjies. So ek glo ons gaan die regte antwoorde kry hier vandag. En om saam te praat oor die breër sorghummark is goed geweest, oor die meelenaars en oor al die uitdagings wat ons het met bespuitings. Ek glo vandag is 'n sukses en meer sulke dae sal baie meer mense positief maak om sorghum te plant. Sorghum, klein industrie in ons land, ongelukkig, maar ek dink dat daar's potensiaal vir dit om te groei. Dit is eintlik 'n baie goeie wisselbougewas in terme van hy's bietjie meer droogtebestand as wat 'n mielie is en die hoofsaaklike rede daarvoor is maar dat hy 'n fyner vertakte haarwortelstelsel het en 'n waslaag op die blaar wat maak dit hy nou nie so maklik evapotranspireer soos wat 'n mielie byvoorbeeld doen nie. So hy het die vermoë om water uit die grond uit te haal op 'n verdere stadium as wat 'n mielie het. En dan oor die algemeen word sorghum eintlik maar geteel in areas wat meer droog is. So sy inherente kapasiteit om droogte teen te werk is beter as wat 'n mieliesin is. So definitief is daar plek in Suid-Afrika vir meer sorghumproduksie. Ek dink dit is ons verantwoordelikheid om dit op te stoot, die produksie en ook die verbruik daarvan, aangesien dit baie goeie voedingskwaliteit het, nie net vir vee soos wat altyd gedink is nie, maar spesifiek ook vir mense. Dit is glutenvry, dit is low GI, dit het hoë proteïne-inhoud. Jy kan popcorn daarvan maak, jy kan whisky daarvan maak, jy kan pap daarvan maak. Dit is regtig 'n ongelooflike gewas. Ek ondersteun sorghum. Sorghumboere in Suid-Afrika is positief oor die gewas. Kom ons doen ons deel. Kom ons koop sorghum, kom ons eet sorghum. Sorghum.